So dankbaar, Here, dat U daar is om ons aan te raak. So dankbaar dat U daar is om almal te genees. So dankbaar om te weet vanmôre is ons groot geneesheer. Here, die een wat ons verander, innerlik sowel as uiterlik. Ons groot geneesheer wat in ons woon. En Here, is goed wanneer Here iemand aanraak en genees, was nog beter wanneer Here ons gesond hou. En daarom bid ons vanmôre, en ons dank U vanmôre, dat ons kan getuig en kan verklaar dat die groot geneesheer Jesus Christus woon in ons. Ek bid vanmôre met ons sal deel in die woord vir ons sal breek, heerlik lewens sal maak in elkeen se hart, dat ons kan verstaan vanmôre. Dankie vir die Heilige Gees wat dit vir ons verlig, dat die logos rema sal word, en die letter rema in ons harte sal word, in Jesus Christus se naam. Ons dank U daarvoor, ons prys U daarvoor, in Jesus naam. Die wat kom met 'n stilte slag en te verwoes, ons breek sy hou vas, stel 'n kragtes in oor hierdie woord, en ons sê vanmôre die woord sal ingang vind, as al vrug dra, sodat Jesus se naam weer verheerlik word. In Jesus naam, al die kinders van Here sê, Amen. Mag maar sit, dankie. As jy alles opweeg, dinge wat elke dag jou pad langs kom, en jy kyk daarna, en jy gaan 'n bietjie stil sit en kyk, wat die Here vir jou doen, agterna. Sy seëning wat ons stel. As ons agterkom, dat ons seëninge is meer dan dit wat die duiwel ons pad langs stuur. Yes. En al wat ons gewoonlik sien is net die aanslag, die lelike dinge en die probleme. Maar net dat jy kan opstaan in die oggend is al klare wonderwerk. Dit dat jy werk het, is nog 'n groter wonderwerk. So ons is so dankbaar. OK, vanmôre Matteus 9. tot 26. Nou, u weet as in Markus en u weet as ook in Lukas gaan jy elke keer dit sê nie. Maar dit is goed, luister pastoor vanmôre, dit is goed om al 3 evangelies te lees. Om die volle perspektief te kry, die volle storie te kry van dit wat plaas gevind het. Lees al 3, ek probeer 'n studie maak van al 3 soos ek deur dit gaan. Dan kom ons lees ons saam Matteus 9, 18 tot 26, kyk op die skerms. Terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe. Dan die evangelies praat daarvan en sê, sy is besig om te sterwe. Maar hy sê, my dogter het nou net gesterwe. Maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. En Jesus het opgestaan en hom gevolg, en ook sy disippels. Weet jy, koekstop aan, niks gebeur per toeval 'n kind van die Here se lewe nie. Luister wat pastoor sê. Hier gaan Jesus, hy sê vir 'n man as hy saamgaan om vir daai kind te bid, en op pad soontoe, om vir daai kind te bid. Kom daar 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloei gelei het, van agter gekom en sy sofas die kleed aangeraak, maar oor daar het hulle paai gekruis. So hy kon nie dadelik kom by die kind nie, hy kom by die kind nie. En agterkom sy sofas sy kleed aangeraak, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered.
En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus in die huis van die owerste kom, en die vleisspelers sien, en die skare wat te kere gaan, sê vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap, en hy het hom uitgelag. En nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp, en die dogtertjie het opgestaan. En die gerug hiervan het deur die hele land versprei. Interessant. Nou nie die gedeelte van ons geleesgedeelte, vind ons twee wonderwerke. Twee wonderwerke. Praat van die dogtertjie van Jairus, as jy verder gaan lees, die ander evangelies, jy sien sy naam as Jairus. Nou Jairus was 'n owerste van die sinagoge, met ander woorde, hy het agter die sinagoge gekyk, hy was 'n beheer gewees van die sinagoge. So was 'n Jood. En ons lees ook van 'n vroutjie wat aan bloedvloeiing gelei het. Na al twee hierdie mense, die Jairus wat gekom het en Jesus kom vra vir 'n wonderwerk, dat hy sy hand op sy dogter se kom lê, en hierdie vrou met die bloedvloeiing was al twee desperaat vir 'n wonderwerk. En dan word hulle vir hulle self gesê, ons gaan nie meer verantwoord aanvaar nie. As Jesus ander kan genees, kan die Here ook vir ons 'n wonderwerk doen. En die Bybel sê dat Jesus saam met die owerste van die sinagoge gegaan om vir sy dogtertjie te gaan bid. En op pad soontoe kry sy baie met die siek vrou. En ek wil vanmôre weer 'n bietjie oor haar praat. En kom ons kyk na die gedeelte en ek het 'n paar pragtige dinge raak geloof wat ek in die verlede nie gesien het nie. Nou die heel eerste ding in vers 20. En ons geleesde gedeelte begin so, Matteus begin so. En daar het 'n vrou. So begin hy. Markus begin en 'n sekere vrou. Lukas begin en 'n vrou. Dis wat kry. Maar dan word daar het 'n vrou, Markus 'n sekere vrou, Lukas en 'n vrou. En ek gaan kyk, ek het 'n ou Bybel, een van die eerstes wat seker geskrywe was. In Engels, wat baie na aan die oorspronklike teks dinge neerpen. So ek wil gaan sê, dan gaan kyk ek daar, en van die kommentare ook wat ek gaan kyk ek daarna om te sien wat dit beteken. En ek het in die verlede daaroor gepraat, en dit begin so, een van die Engelse vertalings het mooi vertaal, begin dit so, and behold, voor die vrou se storie, and behold. En baie keer lees ons lees oor dit, wat wil ek sê, maar weet jy wat, dit is soos Selah in die psalms. Wat vir my jou boodskap is, wat vir ons sê, staan bietjie stil en kyk daarna. Wat ons leisers intrek en ons aandag wegvat van die vorige wonderwerk en ons oë vestig op die huidige wonderwerk. Dis waar die woordjie behold daar is. So staan bietjie stil en kyk. Laat ons fokus op die tweede ene. Behold is soos 'n goddelike merker. 'n hemelse onderstreping van 'n teks wat buitengewoon treffend of betekenisvol is. So, dis nie iets wat gebeur nie. Die skrywer daar wat dit geskryf het over Matteus, ek dink Matteus was wat dit geskryf het, daar sê daar staan bietjie stil, los die Jairus se dogter een kant uit en kyk na hierdie vrou. Fokus op haar wonderwerk.
Fokus op wat sy ontvang het in die hand van Jesus. En vat jou gedagtes en jy dink jy heeltemal weg van die vorige ene wat ons van gelees in die eerste ene en fokus spesifiek op dit. So ons onderstreep het met 'n goddelike merker en is 'n hemelse onderstreping, sê baie mense van die ouens in die kommentaar. Dit is iets wat in 'n sin hoor, as baie, as jy Engelse Bybel gaan lees, oorspronklik is jy sien as baie keer wat hulle praat van beeld. Met ander woorde, Here wil sê, staan net 'n bietjie stil, jy staan. Staan 'n bietjie stil in, fokus op dit wat ek nou vir jou wil sê. Kyk dan na wat gebeur het, kyk wat ek gedoen het. Dit is presies hoe daai vers dan begin. Die Here sê vir jou en vir my vanmôre, wag so 'n bietjie, skuif daai een kant toe van jou Iris en sy dogter en fokus op hierdie vrou en haar wonderwerk. Betrek jou aandag op dit wat gaan volg. Dit beteken ook fokus en kyk noukeurig na dit wat gaan gebeur. Is nie goddelik nie. Kom ons gaan 'n bietjie verder, tweedens. Nou, nergens lees ons wie die vrou was nie. Ons weet nie of sy 'n sondaar was nie, baie sê sy was 'n sondaar, of 'n heiden, klink beter, of sy 'n Jood was nie. Niemand weet wie sy was nie. Die Bybel praat van 'n onbekende vrou, naamlose vrou. Maar iemand, luister mooi, wat wel van Jesus gehoor het, is by so mooi. Sy het van Jesus gehoor. En sy het geweet, as sy by Jesus uitkom, gaan daar iets kan gebeur in haar lewe. Sy het nie van hom gehoor nie, maar het ook besluit om hom te gaan soek. En die Bybel sê vir ons, in 'n paar verse, dat hierdie vrou het gelei aan bloedvloei. Dit is 'n spesifieke mediese naam daarvoor, ook is 'n siekte, hoor. Hulle noem dit 'n ongeneeslike siekte. Het gekyk daarna. Ongeneeslike siekte. Sy het daar gelei vir 12 jaar lang. Met ander woorde, op hierdie spesifieke oomblik toe die gedeelte geskryf was sy nog glad nie genees nie. Sy het nog steeds daar gelei vir 12 jaar. Dit beteken dat sy aan die siekte gely vir 'n volle 12 jaar sonder enige genesing of beterskap. Verder lees ons ook dat sy al haar geld wat sy gehad het uitgegee en gespandeer op geneeshere. En selfs so ver gegaan om vir haar besittings te verkoop sodat sy die rekeninge kon betaal. En die kostes te dek, maar niemand kon haar help nie. En die Bybel sê dat dit nie beter geword het, dat dit erger geword. Dis presies. Nou, wanneer dokters vir jou sê hulle kan niks meer doen nie. Wanneer dokters vir jou sê dat alles probeer en ek regtig waar die medisyne vandag doen goeie werk. Maar hulle kom op 'n punt waar hulle niks meer kan doen nie. Dat hulle baie keer die mense huis gesteel om huis te gaan sterf. Hulle familie. Hulle kom op 'n punt waar hulle niks meer kan doen nie. En hierdie vrou is op 'n punt waar niemand vir haar meer iets kon doen nie. En sy het dit geweet. Ongeneeslike siekte. Sy het niks meer oor gehad nie. Ek weet of sy getroud was nie. Sy het niks meer oor gehad nie. Sy kon nie meer betaal nie. Sy het geweet, as die Here haar nie gaan help nie, as Jesus Christus nie gaan ingryp nie, gaan sy doodgaan. Sy was moeg vir dit gewees. Sy was desperaat vir 'n wonderwerk. En luister vir ons vanmôre. Hierdie gedeelte hier is 'n treffende prentjie van wat sonde aan 'n mens doen. Luister vir my vanmôre. Dit is soos 'n verskriklike siekte, dodelik, uitputtend en vernietigend.
Dit tap jou lewenskrag uit. Sonde gee nooit nie, maar dit neem altyd. Dit voeg nooit lewe by nie, dit maak dit net minder. Sonde neem jy altyd ver as wat jy wou gaan. Hou jou langer as wat jy wou bly, en kos jou meer as wat jy wou betaal. Dis hoe sonde werk. Or as a Samson learned at the end of his life, sin will find you. Sin will blind you. Sin will bind you. And sin will grind you. Gelees Rigters 16 vers 21. Sin will find you, sin will blind you, sin will bind you, and sin will grind you. Derdens, wat ons hier vind, sy was nie net baie siek nie, maar was ook baie swak. Jy weet, as jy bloed verloor, maak nie saak hoe jy bloed verloor nie, innerlik, uiterlik maak nie saak nie, dit dreineer die krag van jou liggaam. Geestelik word jy pap, fisies word jy pap, en volgens die wet was sy beskou as 'n onreine. Volgens Levitikus 12:4-8. Sy kon nie en mag nie aan enigiemand geraak het of naby 'n persoon gekom het nie, en so iemand aan haar nie, hulle mag haar nie aangeraak het nie, hulle moes ook nie naby haar gekom het nie, anders sou die persoon het ook aan haar geraak het, of waar sy aan geraak het, ook beskou word dan as onrein. Sy was eintlik soos 'n malaatse, uitgeworpene, buite die samelewing moes sy leef, miskien buite die stad, en niemand weet nie, maar sy kon nie naby iemand kom nie. Sy moes eintlik, as sy in die teenwoordigheid van mense gekom het, sy gesê, onrein, onrein, onrein. Sy was mense gewaarsku, sy is onrein, sy met melaatses. Niemand, sy was nie welkom by niemand gewees nie. Maar die vrou was desperaat. En ons lees dat sy, luister wat die Bybel sê, vir haarself oor en oor gesê het. Dit was haar geheim. Sy moes haar gedagtes in lyn kry met wat sy in haar hart geglo het. Onthou, jou gedagtes sal altyd die teenoorgestelde werk is wat in jou hart is. Maar as jy dit wat jou gedagtes is in lyn kan kry met jou hart, en dis wat sy moet doen. Sy oor en oor sy dinge herhaal. En gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Sy het dit gesien. Sy het dit geleef. Sy het oor en oor herhaal, sodat haar gedagtes in lyn kom met wat sy geglo het. As ek maar net sy klere, of sy soem van sy kleed kan aanraak. Sy moes alles in lyn kry. En die uitdaging was, dat sy tot by Jesus moes kom. Sy het gesê met ander woorde, help ek skreef van die kant af onrein, onrein, onrein. Hulle sou my weggejaag het. Hulle kon haar gestenig het. Verstaan, ek moet na by Jesus kom. Sy moes haar mond hou en na by Jesus probeer kom om sy kleed aan te raak. En om dit te doen wat sy graag wou doen, weens die skare wat so naby rondom gestaan het, was dit eintlik 'n onmoontlike saak. Gelees dan. Peter sê, jy moet wat jy sê, jy moet jou aangeraak. Hulle druk dan teen julle, stamp teen julle, jy vasgedruk. So sy moes eintlik basies 'n plek oop veg soontoe. Sy moes 'n pad oop veg na Jesus toe. Vierdens, weet jy, ek sê dit altyd, vierde punt. Moontlik het sy eers sy entjie geloop.
toe in haar gedagtes sê 'n prentjie gevorm, luister vir pastoor vanmôre, sy het 'n kleerkat prentjie in haar gedagtes gehad. As sy 'n hand uitsteek en die soem van Jesus se kleed aanraak, sal sy genesing ontvang. Sy het nie gedink aan hom vra nie, sy het nie gesê, Here, as jy vir my bid nie, dis wat in haar gedagtes was, en dit was gevorm in haar gedagtes, en dit wou sy graag doen. Verstaan? Nie iets anders te doen, net by Jesus uitkom om sy kleed aan te raak, was wat sy gesoek het. Kyk mooi. So 'n paar tree sy miskien gegee, en ek glo, en ek sê dit weer vanmôre, daar het 'n punt gekom as hy glad nie weer kom, of jy gaan doen as hy klaar nie die mense geraak, die mense was klaar onderryn wat sy al geraak het, sy kon nie vir mense sê, jammer ek het jou geraak as onderryn nie. Hoor pastoor sê, sy kon niks sulke dinge sê nie, en ek glo met my hele hart, en ek het altyd in die begin ook gesê, ek glo daai vrou het op haar knie begin kruip. Nie verder geloop nie, op haar knie begin kruip, om by Jesus Christus uit te kom. Dit sê iets. Maar waar sy, waar Jesus aanraak, kon sy nie staan en buk en aanraak nie. Sy moes kruip so toe glo ek, om by sy kleed uit te kom, om by kleed van hom aan te raak. Ja. Wie hoor, ek glo ons wil nog ooit so desperaat. Wie sê dit, ek laas ook gesê, as jy werklik waar desperaat is, as jy werklik waar desperaat is, jy enigiets doen vir 'n wonderwerk. Sonder om vrae te vra as jy begin vas. Sonder om vrae te vra as jy luister na die stem van die Here. Sonder om vrae te vra as jy langer begin bid. Sonder om vrae te vra as jy doen wat hy vir jou sê om te doen. As jy desperaat is vir 'n wonderwerk, sy enigiets doen. Sy was desperaat as hy het geweet, as hy haar vang is 'n taboe. Sy het met haar lewe gespeel. Sy het met haar lewe gedobbel. Luister. Luister. En die grootste openbaring wat ek hier gekry het, ek moes dit gaan naslaan en gaan kyk daarna. En ek nou bykom, Matteus sê, en ons lees in Matteus, dat sy gesê het, as ek maar net sy klere kan aanraak. Markus sê, as ek maar net sy klere kan aanraak. Lukas lees dit, as ek net die soem van sy klere kan aanraak. Maar kom ek vertel jy vanmôre wat het gebeur. Wil jy graag hoor? Ek het oor die gedeelte al gepreek, sê sy het die soem van sy klere aangeraak, maar sy het die soem van sy klere aangeraak. Maar vir duidelik wat gebeur het. Wil jy hoor? Sit reg op. Ek moet die agtergrond bietjie skets vir julle dat jy kan verstaan. Nou in daardie tyd was die mans geklee met 'n onderkleed, aangeweefde onderkleed, maar oor aan mekaar geweefde onderkleed. So Jesus is so een gehad, gelees Johannes 19 vers 23. Beskryf Jesus se onderkleed was sonder naad van bo af geheel geweef, soos 'n kosbare tou wat sy kleed gevat en onder homself van dit verdeel. Dit die Romeinse soldate net. So het 'n onderkleed aangegaan, al die mans het 'n onderkleed aangegaan. En daai onderkleed so na die liggaam was om hulle warm te hou, die liggaam warm te hou. Dit was gewoonlik van linne of wol gemaak en direk in die liggaam gedra. En dit het tot by die knie of enkels gaan, soos 'n rok, tunic. Selfs wat Jesus gedra het, presies dieselfde. Dan bo oor die onderkleed het 'n reghoekige boekleed gedra. Reghoekige boekleed gedra. Dit was van 'n dikker materiaal, dikwels wol, en was om die liggaam gedrapeer, wat omgedraai.
dat die draad teen koue wind en son beskerm. En selfs het mense soos dit ook, soos kombers gebruik, om hulle snags weer toe te draai. Gaan lees Exodus 22, 26 en 70, as jy sien. Dan hulle toegedraai, met drapeer rondom hulle, en aan die 4 hoeke van die boeklet, aan die 4 hoeke van die boeklet, ek het gaan kyk, ek het spesifiek gaan Google. Die kleed het gehang, onderkleed het gehang tot by die enkels. Boeklet, soos om gevoude om hulle gedraai het gehang net onderkant die kuite, het hy gestop. Nie heeltemal die enkel nie, net onderkant die kuite het hy gestop. Hou dit nou. Dis waar hy gehang het, gestop het. Luister mooi. En aan die 4 hoeke van die boekleed was daar tossels. Elke hoek het 'n tossel opgehad. Dit was van die Ou Testament af al so gewees, vir 'n rede. Aan elke hoek vasgewerk. Luister dit. Weet jy, ek wil net weer vir jou prentjie skets. Ek sê dit weer vanmôre. Jy dink dat jy kry mense wat perfek is en wat mense jy het nog nooit gesien as jy kyk na die Bybel. Hoe perfek God is, in die sin van dinge wat hy gemaak het, dinge wat hy laat maak het. Perfectionist. Ons dink ons het mense gesien wat perfectionist is, jy nog niks gesien. As jy deur die Ou Testament lees, waar hy arke goed gemaak het, in die tempel sal jy sien, waar jy praat ons van perfectioniste. Daar kan jy sê dat God is 'n perfectionist. En die tossels was gemaak, luister, ek het gelees daar, hoor. Ek het gelees daar. Nimmer jy gaan kyk. Dit was gemaak volgens instruksies van die God van Israel. Net goedjies wat aangewerk het vir 'n mooi werk nie. Die tossels was gemaak van 4, kom ons sê, garedrade of woldrade, maak jy saak wat hulle gebruik het, en daai drade was dubbel gevou. So dat dan 4 dan 8 geword, stem jy saam met my, ook vir 'n rede. En was met 5 knoop, ek het gaan kyk, vasgebind. Jy kan nie glo 'n persoon kan so 'n knoop maak nie. Jy kan dit nie glo nie. Presies in lyn, niks uit lyn het nie. 5 knope vasgebind. Daarin, saam met die 4 drade, is ook 'n blou toukie. Hulle moet dit tekhelet, T-E-K-H-E-L-E-T, saam ingeweef, of saam ingevleg. En die blou toukie was 'n simbool van hemelse herinneringe en gehoorsaamheid aan God. Mens, dan ben ek my getref word. Dit was 'n visuele herinnering, luister mooi, aan 613 wette van die Torah, volgens Numeri 15, 37 tot 40. 613. Nou, die 600 getal kom dan van dit af, die tossel, met 'n spesifieke naam, en die 13 is dan die 5 knope plus die 8, daai drade wat 4 drade wat dubbel gevou is 8. So 8 plus 15 is 13 plus die 600, kan jy getal 613 wette van die Torah, dit was ook 'n genaslaan. Presies. Nou Jesus het waarskynlik ook onderkleed gedra, wat tot by sy enkels gehang het, met daaroor die boeklet of mantel,
wat Moses aan die 4 hoeke gehad het in die simbool van die wet en van God se verbond. Dit was 'n simbool van die wet en van God se verbond. Omdat Jesus, hy self in die sinagoge as hy gaan bedien. Hy sekere, kan ek sê, 'n Joodse ritueel het hy gevolg, soos die feeste was op die feeste ook gewees. So hy van die begin af was hy as baba besny ook, het die Joodse dinge gevolg, regdeur. Hy was 'n Jood. So hy het dieselfde klere gedra as wat die Joodse manne gedra het. So hulle sê dieselfde as wat die manne gedra het Jesus ook aangehad. So die onderkleed en die bokleed was deel van sy uitrusting, as ek so mag sê. En dan het wat hy gedra die onderkleed tot by sy enkels gaan, die bokleed of mantel wat Moses aan die 4 hoeke gehad het, die simbool van die wet van God se verbond, dan onder die kuite het dit gestop. Dit het waar het gehang het. Nou die aantal drade of troopanitos is verteenwoordig 613. Dis die gebooie van die Torah. Ons het daarvan gepraat. En die geleerdes, luister mooi, hier kom dit nou, het vermoed. Jy gaan weet wat ek nog gaan sê, nee. Dat die vrou aan een van die tossels geraak het. Was nie goddelik nie. Wat stel die tossel voor? Wat stel voor? Dit stel die wette in herinnering aan God se wette, en wette tot onderstel het voor. Sy raak die volheid van die wet in die persoon van Jesus self aan. 'n teken van God se verbond en gesag, sonder dat sy daaraan kan dink, sonder dat sy weet waar sy al geraak het. Sy het 'n stuk stof, 'n stuk tossel wat gehang het nie, maar die teken van God se verbond en gesag, sy raak die volheid van die wet in die persoon van Jesus self aan. Onmiddellik toe sy daaraan vat, gebeur daar iets. Nou, luister wat pastoor vanmôre wil sê. Luister baie mooi. Hoe die krag dan uit Jesus uitgevloei, van sy kleed af deur na haar toe, wat sy sê, Jesus sê, iemand het my geraak, en sê, maar Peter sê, maar ja, ek verstaan nie, Jesus, die mense druk teen nie, ander vat en nie, hy sê, iemand my geraak, hy sê, krag het uit my uitgevloei. Sy het opgemerk die oomblik toe die vrou haar hand aan die tossel, vingertjies aan die tossel vat, toe vloei haar krag uit sy kleed uit hom uit deur sy kleed na haar toe. Hoe dit gebeur, kom ek vertel julle dit gebeur. Haar geloof was die sneller wat die krag losgemaak het uit Jesus uit na haar toe. Amen. Die ander mense wat teen haar gedruk het, die ander mense wat Jesus aangeraak het, die ander mense wat daar gestaan het nie geloof, met geloof nie, en hulle wou net aan Jesus val, as geen geloof betrokke nie. Maar die vrou het oor vir haarself gesê, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek genees word. Sy het geloof gehad, en die oomblik toe sy die tossel vat van hy kleed, het haar geloof daardie wonderwerk gesneller en krag uit van Jesus uitgevloei binne in haar liggaam. En die Bybel sê, sy was onmiddellik genees. Dis van die grootste openbaring. Oud Testamenties. Die kledingstukke Oud Testamenties. Die tossel Oud Testamenties. Maar die betekenis daarvan is so kragtig, jy kan eintlik nie uitspreek. Jy kan nie eintlik in jou gedagte uitdink nie. En nooit kon sy dink dat as hy daai tossel geraak was, daar seker dinge is wat gaan plaasvind.
'n kettingreaksie gaan wees wat plaasvind in 'n liggaam waar in 12 jaar se lyding, in 12 jaar se bloedvloei, in 12 jaar se swaar kry, in 12 jaar se moegheid en al die dinge is in 'n split van 'n sekond weg. Die oomblik toe die krag van Jesus, sy genesende krag deur haar vloei en daar iets gebeur, sy was 'n nuwe mens. Die Bybel sê, sy het opgemerk, sy's genees. Ja. Sy het opgemerk, sy's genees. Nou, kom ons kyk wat Jesus sê. Matteus, ons gelees het deel by vers 22 sê, Jesus het omgedraai. En daar gesê, hoe kan hy sê, broedertjie was hy verbaas op my vrou se gesig, dink jy kan miskyk? Kan nie. En dan gesê, hou goeie moeds, dogter. Luister wat hy sê, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Markus 4 vers 30 tot 34 sê, en dadelik toe Jesus aan homself die krag gewaar word, wat vir hom uitgegaan het, draai hom om onder die skar te sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skar u verdring, en hy sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond, om haar te sien wat het gedoen het, die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het. Luister wat die Bybel sê, kom val toe voor hom neer, luister wat hy sê, en vertel hom die hele waarheid. Daar vertel sy almal, voor almal, wat die siekte was wat sy gehad het. En dan sê nou genees is, nie een van die persoon, hoeveel mense saam met hom het gesê, Here, ja, maar moes hy gestenig gewees het, of Here, moes hy nie uitgewerp het, nie een het 'n woord gesê nie, want dit wat gebeur het was so groot wonderwerk, dat niemand 'n woorde gehad nie. Luister wat hy sê, en hy sê vir haar, dogter, jou geloof, weer eens geloof, het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Lukas sê 8, 45-48 sê, daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal het ontken, sê Petrus en die wat toe by hom was, meester, die skarre druk nie, verdring nie, en sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord hom, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend, sy is bang gewees, en val voor hom neer, en vertel hom voor die hele volk, luister daar, vertel hom voor die hele volk, om watter rede sy hom aangeraak het, hoe sy onmiddellik gesond geword het. Weet die dag toe die Here my siel net vertel, ek kon op 'n berg gaan staan en uitskreeu het. Dag toe die Here my doop in die Heilige Gees, dat ek almal vertel, ou het my koptaal verwerk, sy klein volksie gery, ek babbel van 'n daan kom by die werk, ek weet nie waarvan ek praat nie. Ek vertel hom die Here my doop in die Heilige Gees, ek weet nie waarvan ek praat nie. Ek het sy ore warm gepraat op die werk. Verstaan? Jy gee nie om wat mense sê nie, gee nie om wat mense dink nie, want hy was hy vreesbevange, het hy gesê, ek moet die waarheid vertel, ek moet Jesus vertel, wat ek was, wat my gebeur het, waarvan ek genees was, en sy was onmiddellik gesond, en hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, mens. Hoeveel mense vandag sal graag wil hy dit wat met die vroukie gebeur het. Ek weet van mense wat sal spag na genees vir 'n wonderwerk. Omdat ek pyn uit toe kom en hy kan ek sê daai druk van sonde, daai las van sonde, van die versonde van krankheid, om los te kom van dit. So baie mense. En die sleutel is vandag, om daai te kom is om jou
gedagtes en jou hart saam te laat stem in harmonie te kry. Clear-cut vision teen jou gedagtes van dit wat jy soek van hom. Voor jou hand uitsteek en sy kleed aanraak. Dis wat hy soek van ons. Ons vertroue in hom te plaas, dat hy nog ons groot geneesheer is. Maak nie saak hoe groot en wonderlike werk hulle buite doen nie. Ons hom nog sal vertrou vir die groot dinge, en hy doen dit vandag nog steeds. As ons geloof kan net vrystel in die wonderwerk sneller, kan ons ontvang dit wat hierdie vrou ontvang het, in die hand van Jesus. Mense, maak die sak hoe oud ek word nie, maak die sak hoe oud ek nog gaan word nie. Ek sal nooit ontken dat ek glo in wonderwerke nie. Ek sal nooit bely dat ek nie glo in wonderwerke nie. Ek glo het van die begin van my bekering af, en tot die dag wanneer ek nie meer is, dat ek het nog glo. Wonderwerke is vir vandag ook. Selfs wat hy gedoen het in die Bybelse tyd, doen hy vandag nog steeds. As ons op hy kan vertrou, en ons geloof vrystel, kan dit in ons lichaam doen. Kan hy sê amen vanmorgen, kan ons sê amen. Kom ons staan.